Goeiemôre geliefdes, vertrou dit gaan sommer baie goed met elkeen van julle. Prys die Here vir sy goedertierendheid en sy getrouheid. Halleluja. Die veiligste plek om te wees is in Christus Jesus. Prys die Here om daar in hom te bly en in hom te wees. Dit is waar ons moet wees. Halleluja. Prys die Here. Amen. Prys sy lieflike naam. En dit is alleenlik deur ons geloof in wat Jesus aan die kruis gedoen het, kan die ervaring van hierdie nuwe lewe in Christus 'n werklikheid wees. Prys die naam van Jesus. Halleluja. Wat dit 'n werklike vreugde en 'n vrede en geregtigheid, blydskap in die Heilige Gees, die koninkryk van God, sy heerskappy in jou hart en in jou lewe, kom as gevolg van jou geloof, jou objektiewe geloof, wat geanker is in dit wat Jesus gedoen het daar aan die kruis. Prys sy lieflike naam. Ek wil 'n gedagte met julle deel, en dit kom uit Rigters 3. En ons lees oor die derde rigter, Ehud, as ek dit reg uitspel, wat die Here opgerig het om dan so ook die kinders van Israel weer terug te bring, halleluja, met hulle geloof en vertroue en hulle opregtheid teenoor God. Prys die Here. Dit gaan alles oor verbondsverhouding. Geliefde broer en sussie, daardie verbondsverhouding vir ek en vir jou is dat ons geloof en vertroue, ons gehoorsaamheid wat moet toegepas word elke dag, is dat ons geloof moet geanker bly in dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, en vanuit dit afvloei die werk en die vrug van die Gees en die verhouding en gemeenskap wat ons het met Christus Jesus is deur die bloed van die Here, is deur hierdie nuwe verbond wat Christus Jesus is, en dan die betekenis van daardie verbond, die mening van daardie verbond is die kruis van ons Here Jesus Christus, nie die balk nie, dit wat Jesus daar gedoen het. So hier in vers 12 sien ons, en die kinders van Israel het weer gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Halleluja. Hy het genade. Wat het Noag gedoen? Hy het genade in die oë van die Here gevind. En genade het gekom as gevolg van sy gehoorsaamheid om dan daai lam op daai altaar te sit. Dit wat God vereis het vir Adam en Eva, dit wat God vereis het vir Abel, dit wat God vereis het deur al die eeue heen, was 'n hart wat vasgemaak is in vertroue op dit wat die lam en die altaar verteenwoordig het vir die Ou Testament, en dan vir ons in die Nuwe Testament is dit ons hart en ons geloof en vertroue in dit wat Jesus vir ons daar aan die kruis gedoen het. Hierdie is 'n kardinale belang in ons lewe, geliefde broer en sussie. Nou dat jy gered is, maak die kruis 'n groot verskil in hoe jy vir die Here lewe. Ek kan vir jou dit nou waarborg, om ernstig te wees aangaande die boodskap van die kruis, om gedetermineerd te wees wat die boodskap van die kruis is nou nog meer as ooit 'n noodsaaklikheid in ek en jou lewe, geliefde broer en sussie. En ons sien hierso, en hy sê in vers 12, ek lees, toe maak die Here Elgon, die koning van Moab, sterk teen Israel, omdat hulle gedoen het wat verkeerd was in die oë van die Here. Ons moet onthou, geliefde broer en sussie, die vlees en die sondige natuur, as ons lees in die Ou Testament, en ons sien hierdie vyande wat in die land is, geliefdes, is dit 'n tipe en 'n skaduwee, of 'n tipe van die vlees en die sondige natuur. En hier sien ons hierdie drie vyande wat nou sommer saam met hom, nou Amon en Amalek, wat hy sê hierso in vers 13, en hy versamel by hom die kinders van Amon en Amalek. Daarop het hy weggetrek en Israel verslaan, en hulle het die Palmstad in besit geneem. Geliefde broer en sussie, hoor mooi wat ek vir jou vandag sê. En hierdie Palmstad was Jerigo gewees, en Jerigo was in die ingangsportaal van die stad. En dit verwys vir ons dat die woord van die Here sê, jy moet jou hart bewaar bo alles, want dit is die oorsprong van alle dinge. En dit is hoekom ons moet pas op wat ons invat. En in 'n mate kan ek sê, die vlees
om kontrol te neem van ons lewe en dan die sonnige natuur weer kan beginne ons dan gevange neem onder daai juk geliefde. So ja, ons moet versigtig wees wat ons toelaat. En hierdie Palmstad is eintlik 'n toonbeeld van jou ingang, dit wat in jou lewe toegelaat word, geliefde boetie en sussie. En daar is dit gevange geneem. En dit wat ingaan, nou is daar daai teenkanting en daardie onstuimigheid in jou hart vanweë nou hierdie vyande wat in die land besig is om beheer te neem en dan ook dan jou na die vlees laat begin wandel en nie na die gees nie. As julle verstaan wat ek bedoel daarby. En ja, hierdie Palmstad is Jerigo, dis die ingang van die stad gewees, en dit is hoekom ons moet pasop dat ons veroorsaak dat as ons geloof en vertroue wegvat van dit wat ons opreg voor die Here laat wandel, gaan ons veroorsaak dat ons dan hierdie vlees die sonnige natuur, die wêreld en die duiwel gaan dan veroorsaak dat ons dan op 'n plek kom waar hierdie dinge ons lewe oorheers, en dit is gevaarlik. Want die vlees, wie volgens die vlees saai, sal verderf maai. En wie na die gees saai, die ewige lewe. En dit is wat ek en jy moet doen, geliefde boetie en sussie. En ek lees hier in vers 14. En die kinders van Israel het Elgon, die koning van Moab, 18 jaar gedien. As jy gaan agterkom, dan sien jy dit was 8 jaar, nou is dit al 18 jaar. Geliefdes, dit raak al hoe erger. En ons moet, dis hoekom ons die boodskap van die kruis preek, en dis hoekom ons streng daarop staan dat 'n kind van die Here se geloof en vertroue moet oomblik vir oomblik rus in daardie voltooide werk. Waar is jou geloof en vertroue op hierdie oomblik? Baie mense verstaan, ja, Jesus het vir my gesterf, hy het vir my aan die kruis gesterf, ek weet hy het dit gesterf, maar geliefdes, is jou hart oorgegee aan daardie voltooide werk as 'n geloofsgehoorsaamheid? As dit nie gaan wees nie, gaan die ingang en dit wat jou hart en lewe beheer, gaan dan in hierdie stryd wees, hoe kan ek sê, gaan in stryd wees teen dit wat die gees wil doen. Want die vlees en die gees is in stryd teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Op die einde van die dag, geliefdes, is daar in mense se lewens is hierdie vyande in beweging in die land. Daar is geen vrede nie. Daar is geen blydskap, geen geregtigheid, daai dinge sien 'n mens nie meer in hierdie kind van die Here se lewe nie, want hierdie vyande het oorgeneem, geliefdes, en dit is die vlees, die wêreld en die duiwel het weer beslag geneem op die kind van die Here se lewe, en dit wat hy so begeer om te hê, hierdie lewe in oorvloed wat geniet kan word, gaan nie geniet kan word nie, want die ingang en die land is nou onder die beheer van hierdie vlees en die sonnige natuur, geliefde boetie en sussie. En dit is hoekom ons sal moet onthou, ons opregtheid teenoor die Here gaan altyd gepaard met ons geloofsgehoorsaamheid. Hierdie verbondsverhouding wat ons met God het, geliefdes, is gebaseer op Christus Jesus en hom as gekruisigde. Ek en jy, om gehoorsaam te wees aan God, om reg te lewe voor die oë van die Here, gaan jy ongetwyfeld jou geloof en vertroue moet plaas in dit wat hy vir jou aan die kruis gedoen het. En hy sê in vers 15, maar toe die kinders van Israel die Here aanroep, het die Here hulle as verlosser verwerk, Ehud, die seun van Gera, die Benjamiet, 'n man wat links was. En die naam Ehud het 'n betekenis wat beteken verbind aan en verenig. Wat 'n wonderlike wete is dit dan nie, dat hierdie man was verenig. Ons weet waar ons verenig is met Christus, en dit is in die doop en sy dood. Romeine 6 vers 3 weet ons dan nie. So geliefdes, hier is iemand wat in 'n linkerhand, dis 'n ongewone verlosser.
Iemand wat mense nie verwag het nie. Geliefde, toe Jesus Christus vir ons kom sterf het, dis hoekom die boodskap van die kruis wel dwaasheid is vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. En die wysheid van God en die kennis van God is die kruis van ons Here Jesus Christus. En Christus Jesus. So op die ouene van die dag, kan ek vir jou nou sê, dat die wat kom, deur die boodskap van die kruis mag dalk dwaasheid lyk vir die godsdienstige vlees, maar vir die wat na die gees, jy weet, beweeg, sal hierdie waarheid aangryp en dan die krag en die vryheid van God ervaar, want hierdie man wou die volk weer verenig met God, wil hulle weer in 'n regte verbintenisverhouding hou. En waar is ek en jy besny na die hart? Dis deur die geloof in wat Jesus aan die kruis gedoen het. Hoe neem ons van Jesus? Deur hierdie selfde geloof en vertroue in dit wat hy gedoen het en te kan lewe deur die woord van God, geliefde broeder en sussie. Hierdie dinge gaan ons moet onthou. En Eliud beteken verbintenis, en ander vertalers sê dit is 'n kragtige vesting, geliefdes, en dit is niks anders dan nie behalwe Jesus Christus en hom as gekruisigde. Ego, of wat is sy naam? Ehud is 'n tipe van Christus hier, wat vir ons die verlossing gebring het, wat die mense nie wou aanneem nie. En dit is wat vandag gebeur. Die boodskap van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Halleluja. Prys sy lieflike naam. En hierso sien ons dat hy het gekom en hy die vyand verslaan. Hy het hierdie vetman, onthou, die vyand is soos ek sal sê, is iemand wat alles uit jou uit wil. Hy wil alles uit jou uitdry. Hy wil alles uit jou uitdrein. En dit is waar ons sien dat Ehud het gekom met die belasting van die mense. Daar's 'n Engels, in die Engels kan ek dit nou mooi sê, dat die duiwel is 'n harde slawedrywer. Waar het ek mooi Afrikaans gepraat? Is 'n harde slawedrywer. En jy sal betaal, totdat hy vryheid in Christus Jesus beleef en ervaar word, en ons in daardie waarheid bly wandel. Ons moet vashou aan hierdie boodskap van die kruis, met ons hele hart en met ons hele verstand, geliefde. En ek sal vir jou sê, dit gaan gedoen moet word, meer as ooit van tevore. En Ehud het vir hom 'n swaard gemaak, en aan twee kante geskerp gesny. Geliefdes, hoor wat ek vandag vir jou sê, die woord van die Here is skerper as 'n tweesnydende swaard, wat skeiding bring tussen vlees en gees, tussen gewrigte en murg. En daarom sal ons moet weet, wanneer ons die woord in die konteks van die kruis verkondig, is dit waar dit die geregtigheid in geregtigheid hierdie waarheid sny, en so ook vir ons dan kan veroorsaak dat ons in hierdie waarheid van Golgotha kan beginne beweeg en te kan beginne wandel, want ons sien dit hierso. En hierdie man was baie vet van al hierdie belasting wat betaal is. Hierdie koning. Want die werke, ons kan dienaars van geregtigheid wees, tot eer van God, alleenlik deur ons geloofsgehoorsaamheid aan dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Romeine 6 vers 17 maak dit duidelik. Ons het van harte gehoorsaam geword aan die leer wat aan ons oorgelewer is. Nee, ons was dienaars van die sonde, maar nou het ons ten harte gehoorsaam geword aan hierdie leer. En dit is wat ons moet verstaan, dat hoe hierdie sondige natuur beveg word, is alleenlik deur die kruis van ons Here Jesus Christus. Jou objektiewe geloof in wat Jesus aan die kruis gedoen het.
En dit is wat ons gaan moet toepas, geliefde boetie en sussie, sodat hierdie hart en hierdie lewe uitverkoop is vir die Here Jesus Christus en dat ons vir hom kan lewe, vry van die mag van die sondige natuur, vry van die van die vlees, die wêreld en die duiwel. Ons wil in die oorwinning lewe wat Christus Jesus vir ons kom sterwe het. Hierdie more abundant life, hierdie lewe in oorvloed wat vir ons nou beskikbaar is. Halleluja, prys sy naam. Ons gaan daarin moet leef en beweeg. En dis alleenlik deur ons geloof en wat hy vir ons gedoen het aan die kruis. En in vers 18, en toe hy die belasting volledig afgelewer het, bring hy die mense wat die belasting gedra het weg, maar hy self het omgedraai by die gesnede beelde wat by Gilgal was. Gesnede beelde, geliefde boetie en sussie, hierdie is deel van afgodsdiens. Hierdie is deel van dinge wat nie van die Here was nie. En gesê, ek het 'n geheime opdrag aan u, o koning. Die sê toe, stil. En almal wat by hom staan, het van hom af weggegaan. Ons moet onthou, hierdie vyand moet geadres word in jou persoonlike lewe. Moet daar 'n bietjie introspeksie gedoen word in jou eie hart en in jou eie lewe. Wie kry voorrang? Wie is besig om beheer te vat van my lewe? Is dit die Here of is dit hierdie vyande in die land wat veroorsaak dat ek nie in daardie waarheid van Christus kan beweeg en my lewe nie kan getuig van hierdie wonderlike waarheid van vryheid wat ons in die Here Jesus het nie. So jy gaan moet self, beproef julleself, toets julleself of julle uit die geloof uit is of julle maar nie verwerplik is nie. Geliefde boetie en sussie, jy moet dit kan sien in hierdie lewe van jou en begin dan die Here se aangesig soek en dit in jou persoonlike lewe. Dis hoekom ek sê, dit begin by jou eie hart en jou eie lewe voor God. Jy gaan moet weet en besef dat hierdie vlees is besig om vir my verwoesting te saai. Wat is die probleem? Die probleem is dat my hart moet vir die Here oorgegee en verenig word in die voltooide werk van Jesus Christus. En toe Elot by hom inkom, terwyl hy in die koel bokamer sit, wat bo hom, geliefdes, wie heers oor jou hart? Moenie laat die vlees in die wêreld vir jou gemaklik word nie. Want jy sal belasting betaal. En daai belasting wat betaal word, die uiteinde van die sonde is die dood. Maar die genadegawe van God in Christus Jesus is die ewige lewe. So geliefdes, moenie toelaat dat die sondige natuur en die vlees jou lewe oorheers en jy daai verderf saai, daai verderf maai, omrede jy volgens die vlees saai. Maar spreek hierdie dinge aan in jou eie hart en in geloof en kry jou geloof en vertroue in daardie voltooide werk. En steek, en kyk hierso, en Eliot het hom ingekom terwyl hy in die bokamer sit en hom alleen was, en Eliot, ek het 'n woord van God aan u, en toe hy van sy stoel af opstaan. Wanneer die woord van die Here na die vlees kom, staan die vlees op, geliefdes. En hoeveel keer sien ons dit nie? As die woord van die Here na ons kom, kom hy altyd in geregtigheid na ons. En die vlees staan op daarteen en wil teenkanting bring. Maar hierdie vlees is alleenlik gekruisig en uitgeroei deur dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Ons geloof en vertroue in daardie voltooide werk. Dis al hoe jy oorwinning kan kry oor die vlees, die wêreld en die duiwel. En dit is deur die voltooide werk, deur die objektiewe geloof te plaas en te anker in dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. En dit is wat Eliot verteenwoordig het, 'n vereniging met hom in sy dood, in sy graf en in sy opstanding. Wanneer die kruis nie verenig, wanneer ons nie verenig word in sy dood nie, sal dit ook dan nie wees in sy opstanding nie. Maar hierdie dinge moet ons besef, geliefdes,
Dit is as ons geloof geanker is in dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. En hy het hom, en sodat wat het hy gesê in vers 21, steek Eliot sy linkerhand uit en gryp die swaard van sy regter heup af en steek dit in sy buik, sodat selfs die hef agter die lem ingedring het en die vet wat hy die swaard nie uit sy buik uitgetrek het nie en die lem toegesluit en by die wond uitgepeel het. 'n baie groot saak, 'n baie groot, daar is soveel dinge wat na die vlees gedoen word, geliefde boetie en sussie, terwyl dit na die gees gedoen moet word, en die enigste manier is deur die woord van God regsny in geregtigheid, en dit is deur die prediking en die leer van die boodskap van die kruis in die woord, om die mense weer terug te bring, die kinders van God weer terug te bring, met hulle geloof geanker in dit wat Jesus gedoen het. Mag die Here vir jou seën in hierdie dag, en mag hierdie woord van die Here, mag die Gees die openbaring bring van die kruis tot jou hart in hierdie oomblik, in Jesus naam. Die Here seën vir julle, 'n lieflike dag in ons koning. Geniet die Here, halleluja, elke oomblik.